ons tekst dan, soos wat ek gesê het in Romeine 11 vers, ek gaan van vers 25 af lees, die gedeelte van vandag is eers van vers 33 af, maar ek dink van vers 25 af gee vir ons 'n baie goeie agtergrond vir dit wat dan vandag ons teksgedeelte is. Om te voorkom dat julle eie wys sal wees, broers, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees oor hierdie misterie nie. Daar het gedeeltelik 'n verharding oor Israel gekom, totdat die volle getal van die heidene ingekom het. Op hierdie manier sal die hele Israel verlos word, soos daar geskryf staan. Die redder sal uit Sion kom, en hy sal die goddeloosheid uit Jakob verwyder. En dit sal my verbond met hulle wees, wanneer ek hulle sondes wegneem. Wat die evangelie betref, is hulle wel vyande om julle ontwil, maar wat die uitverkiesing betref, is hulle geliefdes om die voorvaders se ontwil. Die gawes en roeping van God is immers onherroepelik, want net soos julle voorheen aan God ongehoorsaam was, maar nou ontferming ontvang het weens hulle ongehoorsaamheid, so is ook hulle nou ongehoorsaam wees die ontferming wat julle ontvang het, sodat ook hulle nou self ontferming kan ontvang. God het almal onder die ongehoorsaamheid ingesluit, sodat hy in almal ontferming kan betoon. En dan ons fokus vandag oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë, want wie het die gedagte van die Here geken? Of wie het na sy raadsman opgetree? Of wie het eers gawes aan hom gegee vir wie hy dit sou moes vergoed? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, aan hom kom die heerlikheid vir ewig toe. Amen. Vers 33 en vers 36 wat in besonder oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Ondeurgrondelik is sy oordeele, onnaspeurlik sy weë, want uit hom en deur hom en tot hom ons alle dinge, aan hom kom die heerlikheid toe vir ewig. Amen. Hierdie woorde van die apostel Paulus in die laaste 4 verse wat ons gelees het, klink na 'n loflied wat in 'n oomblik as het ware in Paulus losbreek en oor Paulus lippe kom. Wanneer ons kyk na die gedeelte wat hierdie loflied wat Paulus hier sing, hierdie eer wat hy hier aan die Here betoon in hierdie woorde, wanneer ons kyk na dit wat het vooraf gegaan het, van hoofstuk 9 af tot hier, waar ons nou is in hoofstuk 11, dan sien ons dat dit so 'n geweldige sterk kontras vorm met dit waaroor Paulus al die hele tyd wat besig was om te praat. 'n Paar oomblikke voor hierdie loflied wat Paulus hier aanhef, was Paulus alles behalwe op 'n gemaklike plek gewees. Hy was alles behalwe in 'n stemming gewees om uit te kan bars in 'n loflied. Paulus het 'n baie sterk beklemming in sy hart eintlik belewe as ons nou van hoofstuk 9 af lees tot hier waar ons nou gekom het. Hy het geworstel, intens geworstel met 'n klomp vrae wat daar in sy hart was rondom God en rondom die volk Israel. Paulus het geworstel met hierdie groot probleem dat hy weet, hy self 'n Israeliet, hy behoort self tot die volk Israel, dat hulle 'n volk is wat God eeue gelede reeds uitgekies het, wat God sy eie volk gemaak het, sy eiendom gemaak het. Hulle is die volk wat aan God behoort, en dit is wat in hulle harte en hulle gedagtes lewe. En nou bevind Paulus, nou nadat hy self tot die geloof gekom het in die Here Jesus daar op die pad van Damaskus, besef hy nou skielik maar dat sy volk, die Israeliete, net soos wat hy verlore was voordat hy die Here Jesus Christus gevind het, net so is die volk van God, die Israeliete, net so is hulle ook verlore sonder die Here Jesus Christus. Nou Paulus het onder die werking van die Heilige Gees, het hy geweldige insigte gehad oor wat God besig is om te doen, en daarom is daar so baie in die Nuwe Testament wat
ons kan lees van Paulus en hoe God op die ou end hom deur die apostel Paulus ook aan ons bekend gestel het en verder geopenbaar het. Maar hier in hoofstuk 9 tot by vers 11 vind ons op Paulus wat daar sit as het ware, of hy nie hierdie antwoorde het wat ons van hom verwag dat hy behoort te hê. Dat Paulus hier sit en worstel met God en dat daar in sy hart 'n klomp emosie is. Dit is seker die mees emosionele moment van die apostel Paulus wat ons ooit van lees, wat hy beleef het. Hy sit daar met 'n volk waaraan hy behoort, waarvan hy tot die besef gekom het, dat hierdie volk eintlik hulle rug op God gedraai het. Dat hierdie volk eintlik verlore is. En hy beleef hierdie spanning, dat hy verstaan God se plan met hierdie volk, met wie God 'n verbond gesluit het, wat God vir homself toegeëien het, aan wie God beloftes gemaak het. En nou, skielik, blyk dit net asof hierdie volk verlore is. Sonder Christus. En dan sien ons in die begin van hoofstuk 9, die eerste paar verse, sien ons dat Paulus innerlik ontstel is, dat hy innerlik ontwrig is. Hy praat daarvan dat daar groot droefheid binne in hom is. Daar is groot hartseer. Daar is onophoudelike pyn in my hart, sê Paulus. Hy sit in hierdie hoekie waar hy hierdie intense emosies beleef. En dan sê Paulus selfs in die begin van hoofstuk 9, sê hy selfs dat hy selfs bereid is, mag God eerder maar vir hom vervloek, as wat God nou sy volk Israel vervloek, omdat hulle nie aan die Here Jesus Christus vashou nie. Ek is bereid, sê Paulus, om die prys te betaal ter wille van my volk. So Paulus is intens ontstel. Hy weet dat hierdie volk van God eintlik so naby aan die waarheid is, dat hulle aan die God en Vader van die Here Jesus Christus behoort het, deur al die eeue heen. En nou skielik lyk dit asof hierdie volk net eenvoudig verwerp. Dit is vir Paulus te veel vir sy hart en vir sy gedagtes. Hy vra die vraag ook hier, maar het God se plan wat hy dan gehad het met die volk Israel, het hierdie plan van God dan nou op die ooit op 'n mislukking uitgeloop? Het God sy beloftes teenoor hierdie volk op een of ander manier nou vergeet, dat ons in hierdie situasie sit, dat hulle wat Israel is, hulle wat Jode is, maar nie in die Here Jesus Christus glo nie, dat hulle uiteindelik mense is wat verlore gaan, wat op pad is hel toe, so naby aan God, en tog terselfdertyd so ver. En as ons nou so lees hoe Paulus in hierdie hoofstukke besig is om te redeneer oor hierdie stuk pyn wat hy binne homself beleef, dan sien ons dat hy met 3 gevolgtrekkings as het ware na vore kom. Paulus besef net, God werk anders as wat ons koppe en ons gedagtes werk. God werk anders as ons logika. Ons sou dink dat God die pad wat hy begin loop het met hierdie volk Israel, dat hierdie pad net eenvoudig eenheid sou verloop. Dat Israel, die wat Jode is en wat op God vertrou en wat probeer om hom te dien en om te verheerlik in hulle lewens, dat hulle op die ou end maar gered sou bly. Maar nou blyk dit die teendeel. Dat hulle wat deur die wette gehoorsaam, wat probeer het om te doen wat God van hulle vra, en op die ou end nou by hierdie punt kom, dat hulle nie die Here Jesus Christus aanvaar, dat hulle nou verlore gaan, dat hierdie volk stryd. En Paulus kan nie sy kop rondom dit kry. Paulus kan nie sy kop rondom dit kry, dat God op so 'n ander manier besig is om te werk. Want dit leer ons by God, dat hy hierdie volk van hom kan bly vashou.
Dit leer ons by God dat hy uiteindelik in die harte van hierdie volk van hom die wedergeboorte kan gee, die geloof kan gee, dat hulle tot geloof in die Here Jesus Christus kom. Toch lyk dit vir Paulus asof God op 'n manier bietjie op 'n afstand gaan staan. Anders as wat ons dit sou doen. Anders as wat ons logika vir ons sê, dit behoort te wees, is God besig om op te tree. En nou sê Paulus, wat nou gebeur, is dat omdat die Jode nie tot geloof kom in Christus nie, nou het die evangelie uitgegaan na julle toe. Hy praat die hele tyd van julle heidene. Nou is die evangelie na julle versprei. Hier in Israel is die gelowiges doodgemaak en hulle probeer om hulle uit te wis, en ons het op die ou end gevlug, en met ons vlug het ons op die ou end die evangelie van God se liefde in Jesus Christus het ons aan julle oorgedra, en nou het julle tot bekering gekom, julle uit die heidendom het tot bekering gekom, terwyl die meerderheid van Jode nie tot bekering in die Here Jesus Christus gekom het nie. Dis anders as wat ons dit sou doen, anders as wat ek dit sou doen, sê Paulus. Ek kan dit net eenvoudig nie begryp nie, dat God anders werk, verrassend anders werk, as wat ons dit bedink. Mense gedagtes gaan onwillekeurig ook terug na Judas Iskariot, Jesus, met al die goddelike insig wat hy het, dat hy op die ou end ook vir Judas kies, as 'n disipel, om saam met hom die pad te loop, terwyl hy uiteindelik weet, deur sy goddelikheid, dat Judas uiteindelik die een sal wees, wat die rug op hom sal draai, en hom verloor. Maak nie sin nie. Dit pas nie in ons menslike denke in, dat God op so 'n ander manier werk nie, dat die evangelie self op 'n bepaalde punt sê, dat dit was bestem dat dit so is, dat Judas uiteindelik die Here Jesus Christus sou verraai. Dit lyk amper asof Judas geroep is vir die doel. En ergens aan ons nie die liefde en die genade en die getrouheid en die goedheid van God by hierdie dinge uitbring. Maar Paulus sê, daar is ook nog vir hom iets anders wat hy oor dit wil noem in hierdie paar hoofstukke van 9 tot by 11. Hy sê dat hy self het tot daardie ontdekking gekom, en in sy redenasie nou, hoekom Israel op die ou end nou verlore gaan en nou word die heidene gered, in sy redenasie kom hy nou by hierdie besef uit, dat uiteindelik is daar net een weg. In die Ou Testament was die weg daar gewees, dat deur wetsgehoorsaamheid die mense se verhouding met God herstel is, en dat deur die offerandes wat gebring is, hulle verhouding met God herstel is. Die verlossing was baie afhanklik van hulle self, in watter mate hulle getrou en gehoorsaam en reg kon leef voor die aangesig van God. Maar nou, met die Here Jesus, is dit wat in die Ou Testament gebeur het, is dit nou voltooi. En uiteindelik is daar net een weg. Daar's net een manier om tot God te kom. Daar is net een manier om gered te word. En dit is deur die geloof in die Here Jesus Christus. Dit is vandag nog steeds iets wat vir ons moeilik sin maak, wanneer ons so baie ander mense sien wat nie gelowiges is nie. Maar is die pragtigste en die wonderlikste gesinne wat jy kan sien. Dis mense wat so lief is vir mekaar, so omgee, en wat sulke pragtige en wonderlike kindertjies het, maar hulle glo nie in Jesus nie. Hulle het Jesus verwerp. Daar's miskien nie 'n ander godsdienst, miskien moslim of wat ook al, maar is die wonderlikste, vriendelikste en die gaafste mense wat denkbaar is. En dan volgens die woord van God, dan sê die woord van God vir ons, dat as jy nie vir Jesus Christus het nie, is jy verlore, is jy op pad hel toe. Selfs daar die kindertjies van ongelowiges, die pragtige, wonderlike kindertjies, selfs daar die kindertjies verlore en op pad hel toe. Net soos die volk Israel, die Jode uiteindelik, wat die Here Jesus Christus verwerp het, op pad is na die hel toe, want daar's net een manier om gered te word. In Handelinge
staan dit ook so geskrywe, dat daar is net een naam onder die hemel gegee waardeur ons gered kan word, en dit is die naam van Jesus Christus. Geen ander manier. Johannes skryf in sy eerste brief, hoofstuk 5, ek het al so baie vir julle gesê, en by geleentheid daaroor gepreek op, om vir ons te sê, dat hy wat die seun het die lewe. Maar hy wat die seun van God nie het nie die lewe nie. Wonderlikste, gaafste, vriendelikste, wetsgehoorsame Jood wat jy kan kry, as hy nie vir Jesus het nie, het hy nie die lewe nie. Die hele tyd is Paulus hiermee besig in hierdie hoofstukke. Jy kan net gered word deur genade. Nie deur dit wat jy reg kry, soos die Jode gedink het, hulle kry baie reg, en vandag nog dink hulle kry baie reg. Jy kan nie gered word deur wat jy doen. Jy kan net gered word deur God se genade. Paulus is oral in hierdie hoofstukke. Of jy Jood is, en of jy 'n heiden is, of ons wat vandag leef, dan sê dit hierdie een manier om gered te kan word, en dis binne 'n verhouding met die Here Jesus Christus. Alleen deur geloof in Jesus Christus is daar verlossing. Die derde ding wat vir Paulus baie duidelik uitstaan in hierdie gedeelte, is dat ten spyte van al hierdie onsekerheid, God bly getrou. Dis nie dat God nou ergens deur mekaar geraak het, en dinge nou op 'n manier doen, wat nou eintlik verkeerd is. Maar die manier hoe God besig is om te werk, dat hy selfs sy volk, Israel, tydelik verwerp, dit uiteindelik vat niks weg van God se getrouheid nie. Hy is wie hy is. Hy is wie hy is vir alle eeue. Daar is niks wat hy besig is om te doen, wat uiteindelik nie vir hom sin maak, en vir hom in lyn is met dit wat hy in al sy heiligheid en soewereiniteit besig is om te doen. Selfs al verstaan ons nie, al verstaan die mens nie, en kan die mens nie altyd God se handelinge uitredeneer nie, en al maak het, is dit nie altyd vir ons logies nie. Paulus wil kom in hierdie gedeelte door ontdekking dat God bly getrou. Onaantastbaar is sy werke. Paulus tree ook profeties op in die verband. Hy sê dat alles die volk van God weggekwaal van hom af, al het die volk van God, die Israeliete, die Jode, al het hulle vir Jesus Christus verwerp. Bokant dit alles is God besig. En terwyl nou mense wat nie Jode is nie, tot geloof besig is om te kom, tot bekering kom, nie Jode besig is om verlos te word, is God agter dit alles tog nog besig met die Jode. Het God nog nie die Jode uit sy oog uit verloor nie. En tree Paulus profeties op en sê, daar gaan 'n tyd en daar gaan 'n oomblik kom, wanneer ook die Jode tot geloof in die Here Jesus Christus sal kom. Maar dit blyk volgens Paulus se verstaan in hierdie profetiese woorde wat hy spreek, dat dit waarskynlik eers aan die einde van die tyd sal gebeur. Maar nou op die oomblik, soos Paulus dit noem, is die volle getal van die heidene besig om tot verlossing in Jesus Christus te kom. Maar daar sal ook 'n oomblik wees wanneer die volle getal van die Jode tot die Here Jesus Christus sal kom. Nou wanneer hy praat van die volle getal, dan beteken dit nie alle heidene kom tot geloof nie, net soos wat dit ook nie beteken dat alle Jode op die oomblik tot geloof in die Here Jesus Christus gaan kom nie. Die volle getal is die volmaakte getal. Hulle wat God bestem
gestem het om deel te wees van sy verlossing in Jesus Christus. Ons weet dat die Here Jesus self het ook gesê, dat nie almal wat van Israel is nie, is Israel. Nie almal wat vanweë geboorte en die Joodse bloed wat in hulle are vloei, Jode is, gaan uiteindelik gered word. Maar daar sal 'n groot getal ook van hulle wees wat uiteindelik tot geloof kom. So dit is wat Paulus vir homself kan uitmaak. En dit waar hy met hierdie hartseer met trane in sy oë dink aan sy eie volk, is dat God se werk is anders as ons as mense. En daar is net hierdie een weg, die weg van God se genade, deur sy seun Jesus Christus. En ons hoef nie God te bevraagteken nie. God bly getrou. God gaan nie terug op sy beloftes. Al lyk dit vir ons asof God sy beloftes nie vervul nie, en dit selfs uit ons gedagtes, ons mag dink dat hy dit verbreek. God bly getrou. Hy kan nie anders nie, hy is homself. En dan skielik by ons teksgedeelte vandag, waar Paulus van hoofstuk 9 af tot nou toe by hoofstuk 11 vers 32 besig was met hierdie redevoering oor hierdie mense, die volk wat verlore gaan, is dit skielik asof Paulus ophou om te redeneer. Asof hy klaar geredeneer is. Maar hy sê ook nie eens amen nadat hy nog geredeneer het. Dis asof daar so 'n breek kom tussen vers 32 en vers 33. Is daar as het ware so 'n moment wat aanbreek. En al het Paulus nog nie tot 'n antwoord gekom nie, kom hy nie nou by die punt uit om te sê, nou verstaan ek alles. Nadat ek hom so geredeneer het, nou verstaan ek alles. Nee. Paulus roep uit oor diepte van die rykdom en die kennis van God. Oor diepte van die rykdom en die kennis van God. Ek weet nie of dit nou mense is wat hier wag vir die kerk betaal. Dankie. So Paulus kom as 'n ware net by 'n punt uit van verstom, waar hy as 'n ware oorbluf is met die grootsheid en met die heerlikheid van God. En dan sê hy, aan hom kom die heerlikheid toe vir ewig. Ek verstaan nie wat is hier aan die gang nie. Ek kan nie vir julle alles verduidelik nie. Maar uiteindelik sê Paulus, gaan dit oor God. Dit is wanneer 'n mens dit begin verstaan en besef dat dit oor God gaan. En nie oor jou en jou denke en jou voorkeure en jou afkeure nie. Wat daar uiteindelik iets hier binne in jou gebeur. God het sy seun gegee. Dis die hele tyd deel van Paulus se betoog. Hy praat die hele tyd van die genade. Aan en af is dit die hele tyd die genade van God wat hy beklemtoon. Alleen deur die geloof wat mense tot hom kan kom. Maar al die lof en al die eer en al die aanbidding kom aan God toe. Onnaspeurlik, sê wie, jy kan nie dit gaan sit en so volg dat vir jou logies is hoe hy werk en hoe hy doen nie. Het is onbegryplik, sê wie, onnaspeurlik, ondeurgrondelik is sy wie, dat net in sy seun Jesus Christus daar versoening is. Geen ander manier nie. Geen ander uitkomst nie. Nie hoe jy met jouself dink dat jy die wonderlikste en die vriendelikste en die gaafste mens moontlik mag wees nie. Maar alleen deur Jesus Christus. Daarom uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Paulus sê, nou dat ek gekyk het na die Israeliete wat deur Jesus Christus verwerp het, kom ek nie by 'n punt uit om vir julle ook nou te kom sê, julle die Romeine aan wie ek skryf, dat julle moet nog meer doen nie. En vandag se preek ook nie van my en jou vra dat ons moet doen nie,
Die bedoeling van vandag se teks is nie om vir my en vir jou te sê dat al verstaan jy nie alles nie, jy moet God verheerlik nie. Dis nie 'n opdrag wat aan jou gegee word nie. Dit wat met Paulus hier gebeur, is 'n spontane reaksie. Dit is vir Paulus 'n reaksie omdat hy in kontak gekom het met 'n God wat anders is. 'n God wat anders dink, wat bokant ons begrip en ons verstand is. Wie ons eintlik maar net kan bewonder en onsself oor verwonder. Dan verstaan ons hom nie. Hy is God. So Paulus se lof is 'n spontane en 'n natuurlike reaksie wat na vore kom. En dis eintlik wat die Here ook in my en jou lewe wil hê en tot stand wil bring. Dat ons by 'n punt in ons verhouding met hom sal arriveer waar ons nie anders kan as om die lof en die eer en die heerlikheid aan hom toe te bring. Die Here wil nie vir jou by 'n punt bring waar jy harder moet probeer. Die Here wil jou net by 'n punt bring waar jy meer van hom sal sien. En wanneer jy hom en sy heerlikheid weer sien, dat jou hart nie anders kan as om aan hom die lof en die eer en die heerlikheid toe te bring nie. Jy sien, broers en susters, ons werk nie met 'n lysie van opdragte wat ons moet nakom nie. Ek het so tyd terug ook gepreek oor die lysies en wat ons kan afmerk of wat ons alles reg kry om te doen. Ons werk nie met 'n God wat vir ons 'n klomp voorskrifte in die hand gegee het en sê, gaan leef julle nou net so. Ons het te doen met 'n God vir wie verhouding alles is. Die verhouding met jou, deur sy seun Jesus Christus, is vir God die hoogste prioriteit wat daar is. Want hoe meer jy hom gaan leer ken, hoe meer gaan jy hom ook deur jou lewe verheerlik. Hoe meer gaan jy hom herken en erken vir wie hy is. Hoe meer gaan jy ook dit wat hy van jou vra, spontaan wil doen. Ook vir ander wil deel dit wat jy sien, die God wat jy sien en die God wat jy in jou lewe ken. Dat jy ook wil hê dat ook ander Jode en nie-Jode en moslems en wie ook al, Hindoeïste, Boeddhiste, dat hulle ook die God wat jy ontdek het, dat hulle ook daardie God sal ontdek. Ons is toch baie gauw as daar iets groots gebeur het, of iets wonderliks in jou lewe gebeur het, as jy weer ouma of oupa geword het, of as iets skielik in jou lewe reggekom het, as jy genees is, of wat ook al met jou gebeur het. Ons is toch geneig om dit te wil deel. Ons kan baie keer eers wag vir die oomblik om dit te wil deel nie, om net vir iemand te kan sê, weet jy, het jy gehoor? Dit en dit het my gebeur. Het jy gehoor? My kind is gesond. Het jy gehoor? Dat ek alweer 'n klein kind en hierdie keer is te seun. Al die ander was dogters gewees. Nou is dit te seun. Het jy gehoor? Die Springbok het gewen. Ook baie keer die negatief. Het jy gehoor? Die prys van petrol gaan op. As iets ons gryp, kan ons nie anders as om dit te deel nie. As die God van wie Paulus praat, die ondeurgrondelike God, die onnaspeurlike God, as hy sy genade in jou lewe laat deurbreek het, en sy seun Jesus Christus,
Kan jy stil bly? As jy in jou hart en lewe sien wie hy is, jy hom ken deur sy seun Jesus Christus, kan jy stil bly? Daaroor. Ons kry dit reg. Ons kry dit reg om stil te bly. Miskien bly ons stil, omdat ons nog nie gesien het wat Paulus gesien het. Ons nog nie God op daai manier gesien het, wat Paulus hom gesien het. Mag die Here gee dat dit anders sal wees. Mag die Here gee dat ook uit ons hier vandag, dat daar ook uit ons uit na buite sal borrel die genade en die liefde van God en sy seun Jesus Christus, sodat mense ook tot bekering kan kom. Amen. Here Jesus, dankie vir die genade, dat ons ook op hierdie dag daaraan kan dink, dat daar 'n dag was wat u Jerusalem binne gery het op die rug van 'n donkie, en al die lof en die eer aan u toegebring is, om ure later, 'n dag of 2 later weer te verander na uitroepe van kruisiging, maak hom dood. Ja, Here, dat u op die donkie Jerusalem binne gery het, vir my, vir ons, vir die heidene, vir die Jode, sodat ons deur die liefde en die genade van God gered kan word. Gered is, dat ons kan terugkyk en kan sien dat op een of ander manier, om 'n rede wat ons nie verstaan nie, het u ook vir my aangeraak met die bloed wat u aan die kruis het gesterf het, gestort het vir my. Is ek verlos, alleen uit genade. O Here, gee dat my lewe sal wys dat ek deur God aangeraak is.